As jy die Bybel saamgebring het, kan jy daarso blaai na Openbaring en jy kan ons eers daarso na Openbaring 3. Gaan daar net 'n versie so saam lees en dan ook in Openbaring 2 en dan gaan ons terug beweeg na Ou Testament boek. Ek gaan nie vir ons al die verse daar lees nie. Dit is oor die verhaal span oor so 3 hoofstukke en dit sal 'n rukkie neem om dit alles deur te lees. So ons gaan net so vinnig gaan ons so oor die verhaal gaan dan daarso in 2 Kronieke. Maar eers gaan ons lees in Openbaring 3 en ons gaan daarso vers 1 saam lees. Vers 1 en 2 in Openbaring 3. En skryf aan die engel van die gemeente in Sardes, dit sê hy wat die 7 geeste van God en die 7 sterre het. Ek ken jou werke, dat jy die naam het dat jy leef en jy is dood. Wees wakker en versterk die wat oorbly, wat op die punt staan om te sterwe, want ek het jou werke nie volkome voor God te vind nie. So hier aan die een kant, die eerste prentjie wat ons sien is 'n gemeente en hulle het die naam gehad. Almal sê, daai gemeente is lewendig. Dis 'n lewendige gemeente. Wil ek sê, God is daar, hy is teenwoordig, so die mense ervaar. Hulle het ervaar, dis 'n lewendige gemeente, dis 'n lewende plek. Maar God het gesê, jy het die naam dat jy leef en jy is dood. En so kan ons ook in ons gees, in ons eie persoonlike lewe gaan kyk. Is daar mense wat miskien die naam het dat hy 'n groot kind van God is, maar wat sê God? Ons gaan dit oor wat sê God van my lewe. Nie net wat sê mense van my lewe nie, maar wat sê God daarvan. Dan kry ons ook Openbaring 2. Is weer iemand, 'n ander persoon, 'n ander gedagte hierso wat ons sien. Skryf aan die engel van die gemeente in Efese. Dit sê hy wat die 7 sterre in sy regterhand hou, wat wandel tussen die 7 goue kandelaars. Ek ken jou werke. Werk is dit wat jy doen, die spesifieke dade en jou arbeid. Die arbeid spesifiek die gedagte van dit wat 'n mens moeg maak. So hulle werk, doen nie regte dinge. Hulle werk so baie daaraan dat dit hulle begin moeg maak. En jou lydsaamheid. Hulle verduur selfs lyding ter wille van die Here se dinge. En dat jy slegte mense nie kan verdra nie, en dat hy die op die proef gestel het wat sê dat hulle apostels is en dit nie is nie, en hulle leenaars bevind het, en dat jy verdra het en lydsaamheid besit, daar sê hy weer lydsaamheid, en ter wille van my naam gearbei en nie moeg geword het nie. 'n volharding. Alles goeie dinge wat die Here sê, dis goed, dis wonderlik. Maar dan in vers 4 sê die Here, maar ek het teen jou, dat jou eerste liefde verlaat het. So ook weer eens die gedagte amper wil ek sê van 'n uiterlike, wonderlike persoon, of 'n gemeente dan nou, maar ietsie dieper het ontbreek. En ons kan sê, wel, hier in Efese, ten minste het God nie gesê, hulle is dood nie. Daar's dan goeie dinge. Wil ek sê, dis amper, kan ek sê, is maar die kind van die Here amper, wat nie op die plek is waar hy met die Here moet wees nie, en dan in Sardes nou weer, wil ek amper sê, God sê hy is dood, en amper 'n prentjie wees van iemand wat glad nie eers 'n verhouding het met God nie. En dit is die vandag min of meer 'n inleiding, die hoofgedagtes wat ons ook in hierdie gedeelte gaan vind. Ons vind in 2 Kronieke 22 vind ons 'n koning. Nou om net hierdie agtergrond te gee. Hierdie seentjie se naam, hy was Joas. En op die ouderdom van omtrent 1 jaar is sy pa oorlede. Sy pa sterf in die oorlog. En sy ouma sien haar seun is oorlede. En sy maak al sy boeties dood. Sy maak al haar kleinkinders dood. En sy besluit sy word self koning. So haar seun Ahasias is dood in die oorlog. Of deur jy hier doodgemaak.
En Atalia, die dogter van koning Agab, wat 'n baie slegte koning was, is nou die ouma, sy maak al haar kleinkinders dood. Maar Ahasia, wat haar seun was wat nou dood is, sy suster, Josabat, het een van haar boetie se kinders gered, en dit was hierdie seentjie Joas. So die tannie het die seentjie gered, en hierdie tannie Josabat was getroud met die priester Jojada. En sy red vir hierdie seentjie. Die enigste een wat oorgebly het van die koningslike geslag op die ouderdom van 1 jaar, en sy steek hom daar so in die tempel weg. En wat die eerste gedagte wat ons hier so sien is, hier is 'n klein seentjie wat eintlik moes gesterf het, maar 'n wonderwerk gebeur. Hy word uitgered, want God het 'n plan met hom. En net so klein as in die lewe wat mense gaan vra, maar waar die Here jou siel gered, dan sal mense dadelik sommer vinnig vertel, maar weet jy wat, ek was hier so in so 'n situasie, en die Here het my lewe gespaar, ek moes eintlik gesterf het. Dis wonderlik, prys die Here. Maar dit het nie beteken dat hy self in die regte verhouding met God gestaan het nie. 'n wonderlike uitredding, maar nie noodwendig 'n persoonlike verhouding met God nie. Die feit dat die Here ons in 'n situasies uitred, sê nie noodwendig iets oor ons geestelike toestand voor God nie. Dit beteken maar net, die tydperk om op hierdie aarde te lewe is verleng. Ek het meer tyd om te bou, soos God wil hê dat ek moet bou in hierdie lewe. Elke dag wanneer ek dinge doen, is soos om te bou. Maar die feit dat ek besig is om te bou, beteken nie noodwendig my fondasie is op Jesus Christus, die enigste rots nie. God het hom kans gegee om groot te word en die regte keuses in die lewe te maak. God red ons baie keer uit situasies, juis om ons 'n tweede kans te gee om die regte keuses te maak en tot eer van die Here te lewe en ook in die regte verhouding te kom met God. Romeine 2 vers 4 sê, verag jy die rykdom van sy goedertierenheid en verdraagsaamheid en lankmoedigheid, omdat jy nie besef dat die goedertierenheid of die goedheid van God jou tot bekering wil lei nie. Dit is daar waar die Here my uitred, en ek besef ek was naby aan die dood. Dis daar die kere wat ek juis moet dink, is ek waarlik, sê nou ek het gegaan, was ek reg met die Here gewees. Ja, Joas het die dood vrygespring, hy het dit tydelik vrygespring, maar daar sal wel 'n dag kom, wat hy moes sterf, en so ook vir ons. Die ware antwoord was dat hy van sy sonde gered moet word. Ja, sy lewe was gered, maar hy moes van sy sonde gered word, want die loon van die sonde is die dood. In sonde was hy ook gebore, en daarom sal sy hart neig na die verkeerde, maar die uitredding uit sonde kan net plaasvind wanneer ons besef dat ons 'n helverdiende sondaar is, wat Jesus se vergifnis, sy regverdigmaking en verlossing nodig het. Net iemand wat in nood is, sal uitroep vir hulp. As ek besef ek het 'n nood van sonde, sonde is die probleem, dan sal ek uitroep na die Here om my van my sonde te verlos. Ons sien daarso in Filippi was daar 'n tronkbewaarder, en toe die aarde so skud, en hy besef, en hy wou sy lewe neem, en hy besef toe hy so nou amper gesterf het, die volgende oomblik, toe sê hy, meneer, wat moet ek doen om gered te word? Toe sê hulle vir hom, glo in die Here Jesus Christus, en jy sal gered word, jy en jou huisgesin.
Ja, daardie man het die regte plek na toe gevlug. Hy het na Jesus toe gevlug. Nou tweedens van hierdie koning sien ons hierdie koning wat as 1 jaar gesteel is om nie gedood te word nie, in die tempel weggesteek is. Hy het selfs in die tempel groot geword. Die beste plek om groot te word. Daardie tempel was die einste tempel wat Salomo gebou het. Die tempel waar God in sy teenwoordigheid kom neergedaal het. Soveel so, nadat Salomo al die offers gebring het en die Here gesoek het, daar waar God vir Salomo die wysheid gegee het, en daarso waar God in sy heerlikheid so neergedaal het, dat die priesters nie eers kon diens doen nie, omdat God se heerlikheid daar die tempel vervul het. Dit was hierdie selfde tempel. En hy is tot die ouderdom van 7, is hy daar groot gemaak. En daar was net een ander persoon wat in die tempel groot geword het, in die hele Bybel, en dit was Samuel. Maar die tempel waar Samuel groot geword het, was nog die ou tempel. Joas is in die nuwe tempel groot geword. En ja, die priester was self sy oom. Hy het hom groot gemaak. En so kon Joas dink dat omdat hy met die dinge van God groot geword het, dat sy saak outomaties met God reg was. Dikwels wanneer die mense vra, hulle by die Here uitgekom het, vertel hulle dat hulle met die dinge van die Here groot geword het. Sommige mense dink om alles van die Here te weet en dit te glo, jou gereed maak vir die hemel. Dit is so goed om te sê dat omdat jy al die kennis het van die beste bouplan vir 'n boot en jy daardie inligting glo, jy gereed is om op die see te vaar. Nee, ons sal eers gereed wees wanneer ons daardie kennis toegepas het, daardie boot gebou het, dit prakties gaan toepas het. En dan sal ons gereed wees. So kan ons ook die dinge van die Here ken, daarmee groot geword het. Maar nog steeds mis wat nodig is om 'n kind van God te word. Jesus sê nie, hy wat die woord van God, die een wat op die reis op die rots bou, is nie die een wat die woord van die Here hoor net nie, maar is die een wat dit gaan doen. Die tempel was vir hom iets mooi en belangrik, maar dit was onpersoonlik, soos hy ook daarna verwys as die tempel van julle God. In een van daardie verse sê hy, die tempel van julle God. Sy vrees en eerbied teenoor God was vir hom maar net 'n aangeleerde mensegebod gewees. Ja, hy het deur al die motions gegaan, hy het alles gedoen uiterlik, maar dat 'n persoonlike ontmoeting het ontbreek. Hy het 'n wonderlike posisie gehad. 'n Groot verantwoordelikheid. Daar was min mense wat koning geword het op die ouderdom van 7. Ja, want op die ouderdom van 7 het priester Jada hom daar so uit, het hom daar gekry en hy het die tempelwaggers almal gesê om te waak en hy het vir hierdie seentjie op die ouderdom van 7 het hom as koning gesalf. En toe kom Atalia daar aan en sy sê verraad. En toe het hy priester Jada alles klaar reg gereël gehad en hulle het haar weggevat en hulle het haar omgebring. En daar word hierdie klein seentjie op die ouderdom van 7 word hy koning van Juda. Hy is die kleinste in die hele land met so 'n belangrike pos en posisie. Ja, maar as my saak nie met die Here reg was nie, hoekom is ek dan in hierdie belangrike posisie? Hoekom gee die Here vir my al hierdie verantwoordelikhede? My saak moet mos reg wees met die Here. Kan ons redeneer? En so het hierdie Joas het hierdie belangrike posisie, hierdie belangrike pos. Maar die feit dat God ons in 'n belangrike posisie plaas, beteken nie dat ons geestelik in die regte verhouding met God staan nie. Maar dat ons nog baie meer rede het om seker te maak, ons is in die regte verhouding met God.
As ons dan ander op 'n dwaalweg lei, sal God ons daarvoor verantwoordelik hou. So klein met so groot pos. Joas het die Here baie nodig gehad. 'n Belangrike toring wat lig en rigting moet gee soos 'n ligtoring, is juis die gebou wat 'n baie seker fondasie nodig het. Dis juis hoekom hy eintlik juis 'n persoonlike ontmoeting met die Here Jesus moes gehad het. So belangrik is pos, so belangrike posisie. Ten spyte van die groot verantwoordelikheid met hierdie vreeslike groot taak, lees ons nooit dat Joas die Here geraadpleeg het nie. Ons lees nooit dat hy op sy aangesig gegaan het en die Here gesoek het nie. En waar die Here op vir ander konings voor hom gesê het, ek het oordeel oor julle gebring omdat julle nie die Here gesoek het nie. So ja, die Here het voorspoed gegee in die dae wat hulle die Here gesoek het, maar toe het hulle die Here verlaat. Daar was nie 'n voortdurende begeerte en verlange na die dinge, na God self eintlik. Maar tog, al die dae waar die priester hom onderrig het, waar hy leiding by priester Jojada gekry het, het hy die dinge goed gedoen. En dit lyk asof hy al sy geestelike raad, of al sy raad en leiding, alleen by 'n persoon gekry het. Die priester, sy oom, wat hom groot gemaak het. En daar's niks verkeerd daarmee om by mense raad te kry nie. Maar is dit al waarop my hoop en my fondasie eintlik? Is dit al waar my fondasie op staan? Hierdie jong koning het die raad van iemand ouer nodig gehad, maar daar moes 'n tyd gekom het waar hy self die stem van die Here moes hoor. En so moet ons elkeen moet op 'n plek kom. Ja, ons het raad en leiding nodig, maar ons moet self ook die stem van die Here hoor. Ouer mense, om na raad van ouer mense te luister is goed, maar dit, of selfs van 'n dominee of 'n predikant, maar dit moet nooit die plek inneem om van self God se stem te hoor nie. Ons moet self God se stem kan hoor. Wat as daardie persoon dalk 'n fout maak? U en ek gaan alleen voor God staan. En ons sal nie kan vinger wys na iemand anders nie. Wat as daardie persoon sterf? Wie gaan my dan lei? Dan het ek nooit geoefen om self die stem van God te hoor nie, en is ek sonder rigting in hierdie lewe. Om ons lewe te bou op wat mense sê is makliker as om self die stem van God te hoor. Ons kan 'n mens sien met ons oë en ons kan hulle hoor met ons ore, maar ons kan nie God met ons fisiese oë sien en ook nie hoor met ons fisiese ore nie. Maar ons moet seker maak nog steeds dat ons die stem van God hoor. Vervloek is die man wat op die mens vertrou en vlees sy arm maak, terwyl sy hart van die Here afwyk. Die probleem in baie mense se lewe is dat daar 'n muur van sonde tussen hulle en God is. En daarom hoor hulle nie die stem van God nie. Miskien nog nooit die stem van die Here gehoor nie, want was nog altyd 'n muur van sonde tussen u en God. Ja, in die tempel groot geword, alles reg gedoen, maar daar is steeds 'n muur van sonde. Dit is soos daardie mes tussen die skulp en die rots, wat maak dat die skulp nie in die rots kan vasheg nie. Maar die skulpie van die rots af te kry, al wat jy doen is jy druk net 'n mes tussenin. Kan hy meer vashou nie. Net ietsie tussen. Ietsie dun, ietsie kleins. Of soos daardie huis op die sand, net daai sand tussen die fondasie en die rots wat eintlik onder, waar die fondasie eintlik op die rots moet wees, is net daai sand wat keer dat hy nie op die rots, stewige rots kan vashou nie. Dan kom ons by die vierde gedagte. Hierdie koning het goeie dinge gedoen. Hy was 'n goeie koning gewees.
Hy het nogals lank geregeer, ek dink was iets soos hier by die 40 jaar omtrent gewees. Hy het gedoen wat reg is in die oë van die Here. 2 Kronieke 24, kan jy daar gaan lees, van vers 2 tot 8, 13 tot 14, en ook in 2 Konings 12 vers 18. Hy het gedoen wat reg is in die oë van die Here. Sy mees vername daad was om die tempel van die Here te herstel. Dit is een van die baie bekende dinge wat hy gedoen het. Joas was selfs meer ywerig as priester Jojada, sy oom, om die tempel te herstel. En al die dae dat priester Jojada geleef het, lees ons dat Joas net offers aan die Here gebring het. Uiterlik het hy met die regte stene gebou en mooi voorbeeldige lewe gelei, maar hoe was sy persoonlike verhouding met God? Dit was soos 'n mooi huis bo, maar hoe goed, die vraag is, hoe goed was daardie fondasie? 'n Persoon wat nie 'n ware verhouding met God het nie en godsdienstig is, plaas baie keer maklik baie klem op sekere dinge. Maar die vraag is, wat is regtig belangrik? Jy sien, Joas het die tempel herstel. Maar wat van sy persoonlike verhouding met God? Ons kan dinge vir die Here doen. En dit is wonderlik, en ons moet nie ophou daarmee nie. Dis soos daardie vers wat sê, God soek gehoorsaamheid meer as offerandes. Kan baie offers aan die Here bring, terwyl daar geen verhouding is met God nie. Miskien is soeke na dinge meer as 'n soeke na God. Daar was een ding wat hierdie Joas baie geplaat, en dit was die vervalle toestand van die tempel. Dit was goed om besorgd te wees oor die tempel, en die tempel het aandag gekort. Maar ons lees nooit dat daar by Joas 'n soeke na God was nie. Hy het die dinge van God gesoek, terwyl hy die God van die dinge het hy gemis. Die vervalle toestand ook van die mense het hom nie geplan nie. Die mens is 'n geestelike welstand, dit lyk of hy nie eers daaraan gedink het nie. Hy het geen moeite gemaak om die mense te onderrig in die dinge van die Here nie. Maar die gebou moet darem mooi lyk. Die volk het nog op die hoogtes geoffer, 2 Konings 12 vers 3. 2 Timoteus 3 vers 5 sê vir ons, mense wat 'n gedaante of 'n vorm van godsaligheid, die Engelse woord is godliness. Mense wat 'n vorm het van om reg met God te stap, maar die krag daarvan verloon het. Daar kom ietsie kort. Wat sê Paulus? As ek nog mense behaag, sou ek nie dienaar van Christus wees nie. Dalk het hy dit alles gedoen eintlik om mense te behaag, dalk om sy oom dit tevrede te stel. Dit sê nie vir ons spesifiek nie. Jesus sê op 'n ander plek, hy sê die mense eer my met hulle lippe, maar hulle hart is ver van my af. Matteus 15 vers 8. En Spreuke 23 vers 26 sê die Here, en hy roep tot ons en hy sê vir ons, gee my jou hart, my seun. Dit geld vir die dames ook, hy sê my dogter, gee my jou hart. God sê, gee my jou hart. En so ek dink in die situasie in die huwelik, jy kan getroud wees, en in die begin dalk baie verlief, en jy kan net nie wag om die ander persoon se teenwoordigheid te wees, en dit is wonderlik. En dan op 'n stadium, dit behoort nie so te wees nie, maar dit kan gebeur, en dit gebeur baie keer met mense. Dan begin jy elkeen lewe, maar jy lewe saam in dieselfde huis. Maar eintlik leef elkeen sy eie lewe maar. Daar's nie meer daai wonderlike
verhouding wat daar was nie. Ja, dis nie asof daar iets vreeslik aan die gang is nie, maar dis net nie meer soos dit was, soos dit hoort nie. En so kan dit met ons verhouding met die Here ook gebeur. Ons is lief vir die Here, ons kan nie wag om tyd met die Here te spandeer nie. Ek kan nie wag om met die Here te praat oor alles wat vandag gebeur het nie. As daar 'n probleem is, dan gaan ek dadelik eers na die Here toe en sê, Here, wat moet ek doen? En ek stort my hart uit vir die Here, want hy is my beste vriend. Maar na ruk kan dit gebeur dat ons op 'n plek kom waar ons net deur die emotions begin gaan. Ja, ons gaan kerk toe, ek lees my Bybel. Hier en daar vertel ek iemand van die Here. Maar dit is net nie meer soos dit moes wees. Dit is net nie soos dit was meer nie. Ietsie kom kort. Daai eerste liefde. Daai sprankel wil ek sê amper. Teenoor die Here kan uitdoof. Die vraag eerstens van môre is nie hoeveel dinge doen ek vir God nie, maar eerder, hoe lief het ek hom? Hoe lief het ek hom? Het ek hom nog lief soos ek hom behoort lief te hê? Het ek hom al ooit lief gehad? En as ek hom al lief gehad het, daar was, het ek hom nog steeds so lief? En neem ek toe in my liefde ook vir hom? 'n Mens kan selfs sy liggaam oorgee tot verbranding sonder dat dit liefde is wat hom dryf. Dat sê 1 Korintiërs 13, dan gee iemand sy liggaam oor om verbrand te word en dit nie die liefde nie, dan is dit nutteloos, doelloos. Kan ek vandag met 'n opregte hart sê, die liefde van Christus dring my. Nou, die tragediese einde van hierdie koning, in die laaste gedagte waarna ons gaan kyk, die jammer ding is dat Joas net die Here gedien het in die dae van priester Jojada. Die dag toe Jojada sterf, was die een op wie Joas sy lewe gebou het skielik weg. En omdat hy nooit self 'n verhouding met God gehad het nie, het hy nou niemand meer gehad om hom te lei en om in die regte rigting te stuur nie. En in plaas van hom te besef dat hy nooit waarlik sy lewe op God gebou het nie en dringend sy saak met God reggemaak het nie, soek hy weer na die stem en raad van mense om die plek van God in te neem. Die oudste het na hom toe gekom. En hierdie keer was dit ongelukkig nie meer goeie raad nie, maar hulle het hom oorgehaal om ander gode te dien. En ongelukkig het Joas gehoor gegee aan wat hulle vir hom gevra het. En omdat hy nie daardie verhouding met God gehad het nie, het hy dit maklik ook weer agter sy rug geplaas. Dit was 'n uiterlike vorm sonder 'n lewende verhouding met God. Joas verlaat die een wat waarlik lewe om afgode te volg, wie nie praat, hoor, ryk of sien nie. 2 Tessalonisense 2 vers 10 en 11 sê, omdat hulle liefde tot die waarheid nie aangeneem het nie, sal God die krag van die dwaling stuur. En daar volg hy hierdie afgode. Van 'n eens godsdienstige, voorbeeldige mens verander Joas in 'n goddelose moordenaar, wat sy rug totaal op God draai, want die priester se seun Sagaria kom na hom toe, en ander profete voor hom het gekom na hom toe gesê, julle moet julle bekeer, kom terug na die Here. En laasens kom priester Sagaria daarso na Joas en hy sê vir hom, God het julle verlaat. Bekeer julle van hierdie sonde, draai terug na God. En hoe beloon hy vir sy, kan ek sê sy neef eintlik? Hoe beloon hy sy oom en tannie vir hulle liefde tot hom, dat hom gered het? Hy beloon hulle deur sy neef te vermoor. En hy vermoor hom daar tussen daarso by die altaar, vermoor hy sy eie neefie, of hy laat hom vermoor, omdat hy vir hom gesê het, jy moet wegdraai van jou sondes. Sy
Oom en tannie, dis die dankbaarheid wat hulle terugkry, dat hulle eie kind vermoor word. En dit is waar dit op die ou end van die dag kan lei, as ons die vorm het, sonder ware lewende verhouding met Christus. Het kan tot selfs, dit is 'n baie uiterste geval hierdie, maar daar is eintlik nie perke nie, van wat ons kan aanvang, as ons nie waarlik 'n verhouding het met die Here nie. En ja, die Here het hom verlaat, en kort daarna is hy ook, daar oorlog teen hom gekom, en hy het in ewige pyn die Arameërs hom agtergelaat, en sy dienaars het 'n sameswering teen hom gesmee, en hulle het hom doodgemaak ook. Hierdie Joas wat dan ook sy neefie vermoor het self ook deur die swaard gesterwe. Sonder 'n ware lewende verhouding met God sal my geestelike masker nie standhou nie. Iewers gaan iemand ons teleurstel, of iemand vir wie ek baie hoog ag, gaan dood of weg, en saam met dit gaan my geloof dan ook tot niet. En ek wil vir julle vanmôre vra, het u die lewe gebou op Jesus alleen, of op iemand of iets wat tydelik is? 1 Petrus 2 vers 6 tot 7. Daarom staan dit ook in die skrif: kyk, ek lê in Sion 'n uitverkore en kosbare hoeksteen, en die wat in hom glo, sal nooit beskaam word nie. Vir julle dan wat glo, is hy kosbaar, maar vir die ongelowiges geld die woord: die steen wat die bouers verwerp het, dit het 'n hoeksteen geword, en 'n steen des aanstoots en 'n rots van struikeling. En dan hy, 1 Johannes 5 vers 12, hy wat die seun het die lewe. Wie die seun van God nie het nie die lewe nie. Is hy al skoon gewas in die kosbare bloed van Jesus Christus? Het u hom alself ontmoet, of is alles wat u tot nou geleef het, maar slegs gebou op goeie gewoontes, dade en ander se verhouding met God? Maar jouself ken dalk glad nie vir Jesus dalk vanmôre nie. Die gemeente van Sardes, soos in die begin gesê het die naam gehad dat hulle leef, maar hulle was dood. Miskien, aan die ander kant, het jy waarlik met God ontmoet. Jy het gekom as 'n verlore sondaar, en jy het vertrou in Jesus Christus geplaas om jou sondes weg te was met sy kosbare bloed. Jy weet alles het nuut geword, en dat jy as te ware nuut gebore is, en die Gees van God in jou kom woon het. Jy weet dit het plaasgevind. Maar stelselmatig het daar dalk iets gebeur. Gaan dalk net deur die emotions, maar op 'n manier het ek kontak met God verloor. Ek hardloop dalk eers na mense. In moeilike situasies hardloop ek eers na mense, dalk na Google, dalk na AI, dalk na die sielkundige of die dokter. Waar is die tyd toe Jesus jou beste vriend was, en die een met wie jy jou hele hart altyd gedeel het? Die gemeente van Efes het al die goeie dinge gehad, maar Jesus was nie meer hul eerste liefde nie. As dit vanmôre die geval is, wat verwag die Here, bely dit. Bekeer u van daardie lauheid en daardie koudheid. En weet dan, Jesus sê, die bloed van Jesus Christus, sy seun, reinig ons van alle sondes. Kom terug, en kom terug na die een wat jy waarlik liefhet. En soek hom, nie net vandag nie. Soek die Here gedurig. Gedurig soek na God. En baie keer wat gebeur is, ons raak so besig met so baie dinge in hierdie lewe. As ons weer tyd sien, of as ons weer kyk, is die tyd verby, en ons het nooit tyd gemaak om die Here Jesus te soek in gebed, of in sy woord nie,
Ons was te besig. En daarom wil ek vir jou praktiese raad gee. Gaan beplan, as dit die geval is, gaan beplan die tyd weer. En gaan maak seker, jy sit 'n tydjie elke dag eenkant vir die Here. Tyd saam met God, sodat daardie liefdesverhouding tussen u en die Here altyd brandend en wonderlik kan bly. En net so in die huwelik, as daar nie spesifiek doelbewus tyd gemaak gaan word om aan die verhouding te bou nie, dan gaan dit agteruit gaan. Maar so ook met ons verhouding met God. Daar moet gedurig tyd gemaak word om daardie verhouding met die Here in die reg, om daardie verhouding reg en sterk te hou. Mag die Here vir ons genade gee. En as ons vanmôre, miskien iemand sê, maar ek wil vanmôre, besef ek, my fondasie was nie reg nie, dan kan jy dit vanmôre met die Here uitmaak. En dalk het die Here met iets anders gepraat. Dan gaan ek, kom ons gee 'n tydjie van gebed, dan praat jy met die Here, daar waar die Here met u gepraat het. Kom ons sluit die oë. Hemelse Vader, dankie dat u ons harte ken, en Here, dat u ook met ons praat deur u woord. Here, so iemand vanmôre is wat sê, maar ek het alles die wonderlikste gehad, die wonderlikste voorbeeld en alles. Maar vanmôre moet ek erken, ek ken nie vir Jesus nie. Ek is nog verloor in my sondes. Wil jy dan ook so vanmôre so 'n persoon kom uitred, nadat daardie sekerheid kom gee dat hulle u kind is. Here, miskien moet baie van ons anders dalk sê, Here, maar die liefde dalk vervlou. Here, help vir ons, dat ons u gedurig sal soek. Ons altyd naby u sal bly. Dankie dat u ons eerste lief gehad het. En ons bid dit alles in Jesus se naam. Amen. Baie dankie.